Goeiedag almal, ek is Carlo Jacobs, host van die Vlam van Vreugde podcast. En het is vir my 'n groot eer om te kan sê dat die Vlam van Vreugde podcast gaan die 27ste April sy eerste episode ontvang. Dis letterlik net 'n week van hier af, so dit is om die draai. Daai video was meer as 'n jaar teruggeneem. Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast en dit is vandag vir my 'n groot eer om te kan sê veels geluk met jou verjaarsdag Vlam van Vreugde. Dis reg, laas jaar die 27ste April 2025 het die eerste episode van die podcast uitgegaan. En hier is ons nou vandag, 27 April 2026 en ek is so opgewonde om wat die Here gedoen het in hierdie podcast en in hierdie bediening, wat die Here in my gedoen het, wat die Here in julle gedoen het, wat die Here vir die podcast in die algemeen gedoen het en ons is net so dankbaar vir wat Jesus gedoen het. Ek wil eerstens net vir julle dankie sê, dat julle die Vlam van Vreugde podcast ondersteun, dat julle luister na die boodskappe wat elke dag uitgaan en dat julle dit like, dat julle dit aanstuur, wat ook al julle doen, of julle dit self julle kyk en bid daaroor, dis ook fyn. Baie dankie vir elke liewe een van julle se ondersteuning, dit word soveel waardeer. Nou in die tyd wat ek hierdie podcast gedoen het, moet ek sê in hierdie jaar het ek ook self nader in die Here gegroei, want soos ek het al gesê het, omdat ek van maandag tot vrydagoggende, jy weet elke oggend 'n boodskap uitstuur, die vreugde vandag, as jy nog nie op daai groep is nie, die link sal nie in die description wees, al die links sal ek in die description sit, okay? Omdat ek elke oggend 'n boodskap uitstuur, word ek in 'n manier geforseer om Bybel te lees, word ek in 'n manier geforseer om te bid, sodat ek 'n boodskap kan kry om elke dag vir julle te kan gee. So deur hierdie hele podcast het ek myself ook nader in die Here gegroei en ek sê vir die Here soveel dankie. En ek wil eendag 'n pastoor gaan word. So nou is die tyd wat ek oefen vir dit en ek voel die tyd was regtig goed gebruik. Okay, ek voel dit is regtig goed gebruik. Ek myself het gegroei en al die lof en al die eer behoort aan die Here Jesus Christus, nie aan my nie, want ek is nie goed nie, maar Christus alleen is goed. En ek wil hierdie geleentheid vandag vat, terwyl ek nou happy birthday sê vir Vlam van Vreugde. Julle weet ons podcast staan baie op die woord van God. En vandag wil ek vir julle 'n bietjie vertel hoekom is ons so sterk op die woord van God. Ek lees vir julle Hebreërs 4 vers 12, dit sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hierdie vers beskryf vir ons so mooi wat die woord van God doen. Dit is hoekom ons staan op hierdie woord van God. Hierdie Bybel wat hier is, dit wat hierin staan. Ons staan sterk, want as die Bybel sê dit is reg, is dit reg. As die Bybel sê dit is verkeerd, is dit verkeerd. Dit maak nie saak wie wat sê nie, dit maak nie saak wat enige tradisie sê nie. Ons podcast is gegrond op die woord van God. En ons glo dat Jesus Christus die lewende woord van God is, wat aarde toe gestuur is, wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, wat hemel toe opgevaar het, en wat eendag weer gaan terugkom om ons te kom haal. Halleluja, prys die Here Jesus Christus. En ek wil vir julle ook nog 'n vers lees, né? Ons weet ook dat die Bybel is die waarheid, né? Ons is altyd, wie weet, vir ons om die woord van God te kan glo, moet ons glo dat dit die waarheid is. En Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Prys die Here, die waarheid sal julle ken, julle vrymaak. Nie half waarheid nie, nie alleen nie, nee, die volle waarheid. En dit is hoekom ons staan op die woord van God, want ons glo dat die woord van God die volle waarheid is. En dat as jy dit lees, is dit nie net woorde op 'n bladsy wat jy lees nie, maar nee, jy lees dit, jy laat toe dat die Heilige Gees dit in jou hart vir jou kom duidelik maak en in jou hart lê, dan word dit die woord van God in jou lewe. Dan is dit kragtig tot redding, kind van God. Joh, prys die Here. Is julle nie net so opgewonde saam met my nie? Om te weet dat ons het 'n missie in Matteus 28 en Markus 16 om disippels van alle nasies te maak en dit is wat ons besig is om te doen. En kind van God, ek moet nie die enigste een wees wat dit doen nie. Julle moet dit ook doen. Nie dat ek brag oor myself en sê ek is nou so high and mighty nie, want glo my, ek het sonde. Ek is 'n sondige mens, net soos jy, net soos elkeen van julle. Okay? So, moenie my aanbid nie. Aanbid Jesus Christus. Okay.
Maar ons moet disippels maak van alle mense. Ons moet die evangelie verkondig aan die mensdom. En dit is wat ons doen deur hierdie podcast. Dit is hoekom die podcast vandag is wat hy is. Omdat ons die woord van God verkondig. Die Here Jesus Christus is die enigste God en ons verkondig sy naam bo al die nasies. Okay? Ons is 'n online bediening, so ons kan wêreldwyd wees. Maar ek sê vir julle dankie. Dankie dat julle die podcast ondersteun. Dat julle so honger is vir die woord van God, sodat elkeen van julle daardeur kan leer, sodat julle ook vir ander mense kan lei na die Here toe. Al die lof en al die eer aan die Here Jesus Christus. Kom ons vat net 'n paar oomblikke en ons bid net gou saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, ek wil vandag kom, Here, en ek wil vir U sê dankie, Here Jesus, dat hierdie Vlam van Vreugde podcast, Here, nou al geseën het vir so lank, 'n volle jaar, Here Jesus. Baie dankie, dat ons elke dag U woord kan verkondig, Here, en dat ons die geleenthede het, Here, dat ons die passie vir dit het, dat ons ook die hulpbronne en die toerusting het om dit te kan doen, Here. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het, Here, wat vir ons lei en vir ons help om te sê wat ons moet sê, wanneer ons dit moet sê, my Vader. U is net so goed, Here. Ek loof en ek prys U wonderlike naam en ek sê vir U dankie vir alles wat U doen. U is elke dag so goed en ek bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie dat elke van julle geluister het. Mag julle elkeen ook 'n geseënde dag verder hê. En onthou om altyd in die brand vir die Here Jesus Christus te hê, want wat help dit jy sê is 'n kind van hom, maar jou aksies wys dit nie, né? Daar sê, lekker dag julle. Bye bye. Shalom.